As jy jou Bybel by jou het, maak hom vir my oop daar in 2 Timoteus, hoofstuk 3. 2 Timoteus in die 3de hoofstuk. 2 Timoteus in die Nuwe Testament, hy is net langs die boek van Copernicus. As jy Copernicus in jou Bybel kry, kry jy 'n ander Bybel. Dis 'n verkeerde Bybel. Ja. 2 Timoteus hoofstuk 3. En dan kan jy ook vir my oopmaak in Lukas 4. So ek gaan nou vir jou 3 gedeeltes gee waar jy vir my kan oopmaak. 2 Timoteus in die 3de hoofstuk. Jy kan vir my oopmaak daarso in Lukas hoofstuk 4 en ook in Efesiërs hoofstuk 6. So 2 Timoteus hoofstuk 3, Lukas hoofstuk 4 en Efesiërs hoofstuk 6. Timoteus hoofstuk 3, gaan dit weer herhaal. Lukas hoofstuk 4, Matteus, Markus, Lukas, die 3de boek in die Nuwe Testament. En dan Efesiërs. Dis die boek net na Galasiërs. En hy sit tussen Galasiërs en Filippense. As jy by Kolossense en 1 Tessalonisense kom, moet jy terug. Julle is Efesiërs hoofstuk 6. En volgende week skryf jy toets oor al die boeke van die Bybel. Timoteus in die 3de hoofstuk. Ek hoop vanmôre sal vir julle iets beteken. Ek het hierdie afgelope week nogal baie hiermee te doen gekry. En dit het nogal vir my gister toe ek afsonder, ek vra vir die Here, wat kan ek bedien vanmôre? Onmiddellik het hierdie een vers gedeelte by my opgekom. En ek het al gedink, maar Here, ek het al so baie daaroor gepraat al in die verlede. En dis nie iets wat onbekend is vir ons nie, maar weet jy wat is interessant? Die mens is 'n unieke skepsel. Ons vergeet doelbewus van dinge. Nie dat ons dit as prins wil doen nie. Maar wanneer daar omstandighede of situasies in ons lewe kom, dan vergeet ons van sekere beginsels wat die Here ons leer in die woord. En dit is altyd goed om daarin geherinner te word. En miskien sit jy vanmôre hier en jy sit dalk met hierdie ding. En hopelik gaan dit vanmôre vir jou 'n bietjie antwoord gee. Prys die Here. 2 Timoteus hoofstuk 3. Nou, ek wil vanmôre 'n bietjie met ons praat oor die worstelstryd van die eindtyd. Die worstelstryd van die eindtyd. Nou, wat beteken dit? Ek dink nie een van ons wat hier vanmôre sit, kan sê, ons lewe is net maanskyn en rose nie. Alles gaan net. Ek het nie worries nie. Ek het nie stryd nie. Ek het nie aanslaan nie. Inteendeel, as jy nie aanslag beleef nie, is daar fout. Ek wil jy sommer nou sê, dan is daar fout. Maar hoor as jy die woord van die Here. In 2 Timoteus hoofstuk 3, daar vanaf vers 1 en ons gaan lees tot op met vers 17. Ek het gesê ons gaan baie lees vanmôre. 2 Timoteus 3 vanaf vers 1, hy sê, maar weet dit. So hy gee vir ons 'n feit, maar weet dit. Hy sê, julle kan dit maar verseker weet, vat dit nou maar. Dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Dis 'n belofte. Weet jy, wat is my interessant van die moderne kerkewêreld van vandag? Word health, wealth en happiness gepreek. En prosperity. En alles wat net mooi is, en alles gaan net vooruit gaan, en dit gaan net herlewings wees, en dit gaan net, wie van julle het al daai goed gehoor? Maar die woord van die Here sê eintlik iets anderste. Hy sê in die laaste tye, nou wanneer is die laaste tye? Ons leef in die laaste tye, vandat Jesus opgevaar het hemel toe, verwag ons om weer terug te kom. En het ons hierdie wederkomsverwagting van die Here, dat hy weer gaan terugkom. En alles wat van daar af begin, en tot en met Here, tot en met Jesus nog nie teruggekom het nie, daai hele gedeelte, dis wat ons noem die eindtyd. Behalwe nou, as ons nou verder ook gaan, maar dis die tyd wat ons wag vir Jesus om terug te kom. En in hierdie tyd wat ons leef, wat sê die woord van die Here vir ons? Daar gaan swaar tye kom. As ons kyk hoe lyk die wêreld vandag, die wêreld val uit mekaar uit. Dis de mekaar, ek gaan vir jou sê, dis chaos, ek bly nie meer voor, ek is een dag nie op die media nie, net een dag, dan voel het vir my of ek 'n jaar agterstallig is met informasie, met detail en met wat alles gebeur in die wêreld, dis crazy. En weet jy, een van die dinge van die kinders van die Here, hy sê daar sal swaar tye kom, gaan nie maklik wees nie. Hy sê, want die mense sal, hoekom sal dit gebeur? Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgierig is,
grootpraters, trotsaard, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Dan sê hy, ek hoor dat hy sê, keer jou ook van hierdie mense af. Hoekom nie? Meng jou met die semels? Want weet jy, ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat, mense is baie maklik beïnvloedbaar. Hy gaan verder, hy sê vers 6, kyk wat hy noem. Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem, wat met sondes belaai is, en met allerlei begeerlikhede gedryf word, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan hierdie mense die waarheid teë. Mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof. Maar hulle sal nie verder voortgaan nie. Want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees, soos ek die van daardie manne, wat ook van daardie manne geword het. Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde en lydsaamheid, vervolginge, lyding, soos my te beurt geval het in Antiochië. En hier praat Paulus en hy verduidelik vir hom. En as jy 'n bietjie die boek van Handelinge gaan bestudeer, dan gaan jy sien waardeur die Paulus alles gegaan. En dan kyk wat sê vers 12. Luister baie mooi. En almal wat ook godsvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle wat verlei en verlei word. So, hy sê dit gaan makliker raak en hulle gaan net so verdwyn nie. Hulle gaan voortgaan en dit gaan erger word. Dan gaan hy verder. Hy sê maar wat sy raad gee vir Timoteus? Nou, Timoteus was 'n jong evangelis wat basies onder Paulus se ek wil eintlik sê 'n opleiding was. En wat sy raad gee Paulus vir hom? Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So hy sê vir ons, daar noem hy dit vir ons, hy sê vir ons, die woord van God gaan ons leer. Hoe moet ons wandel? En die feit van die saak bly staan is, hier sien ons dat aan die einde van die dag, gaan daar swaar tye kom. Die lewe gaan nie makliker raak vir 'n kind van God nie, inteendeel dit gaan moeiliker raak. Want hy het hier gesê, dan sê hy die goddelose, hulle sal dit nog makliker hê, maar hulle sal vererger, en dit gaan nog moeiliker raak, en die stryd gaan nog groter raak. En dit maak 'n mens eintlik so half moedeloos voel, né? Here, wat nog? Hoeveel nog? Jy moet sak sommer so in jou skoene. Maar weet jy wat, die vyand speel vir tyd. Want hy weet sy dae is getel. Hy is 'n oorwonne vyand. Aan die kruis het Christus sy kop vermorsel. Hy is nog los in hierdie wêreld, hy is nog nie gebonde nie, maar hy is al reeds oorwin. We've read the end of the book, we know what's going to happen. We win. He loses. Maar die ding is, hy speel vir tyd. Jy sien, hy weet, hy kan niks verder doen aan sy uiteinde nie. So wat wil hy doen? Hy wil kinders van God se lewe verwoes. Hy wil hulle uitmekaar uitruk. Johannes 10 vers 10 sê vir ons, die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Dis wat sy plan is vir jou. En hy speel vir tyd. En hy wil seker maak, hy verwoes soveel moontlik lewens as wat hy kan, want dit is hoe hy wraak neem teen God. Ek het al baie in die verlede ek al verduidelik, kyk, as 'n ou my wil seermaak, hy gaan bietjie sukkel, want ek kan terugslaan. Ek sal nie stil staan nie. Maar hoe gaan hy my kry om te doen net wat hy wil? Vat my kinders. Vat vir jouself 'n voorbeeld, as hulle jou kinders moet vat, jy sal alles doen in jou vermoë. Jy sal grol, jy sal jouself verneder tot in die grond in.
En dis presies wat die duiwel met God doen. Hy weet, hy is 'n oorwonne vyand, hy weet hy kan niks aan God doen nie. Maar hoe raak hy God se hart? Jy sien, want dis waarvoor Jesus aan die kruis gesterf het. Hy het jou so lief gehad dat hy sy bloed vir jou gestort het. Hy het jou gekoop met goddelike bloed. Sy prys was nie goedkoop nie. En daarom wil hy jou verwoes. Hy worry niks oor jou nie. Hy wil wraak neem teen God, want hy haat alles waarvoor God staan en wie God is. Het jy al ooit so lang gedink? Hy is eintlik God se vyand. En dis al hoe hy God kan terugkry. Want hy kan niks aan God doen nie. Daarom sê die Bybel vir ons dat die engele juig oor elke sondaar wat hulle bekeer. Waarom? Want is een sondaar minder wat hulle in die hel hoef te werp. Weet jy hoeveel mense gaan eendag voor Jesus staan en hulle gaan hom in die oë moet kyk. En die mens, dit is soos, ek het jare terug werk ek saam met 'n man. Jog, hy het baie droog gemaak. Verskriklik. En dan gee ons hom maar kans op kans op kans op kans, maar toe het hy op so 'n punt gekom dat ons nou nie meer kan kanse gee nie. En hy is toe nou daar in die hering in. En ek vra vir hom, vir wat doen jy? Hoekom leer jy nooit uit jou foute nie? Hy sê, oh sir, the devil made me do it. Sê ek, nee, Pel. Hy kan nie maak om iets te doen nie. Jy kan kies. Maar hoe gaan ons staande bly in al die ding? Kom ek gaan vir jou sê, wie van julle beleef nie geestelike aanslag nie? Dan moet jy asseblief van jou geheim kom vertel. Want dan wil ek jou garantie, as jy sê, jy beleef nie geestelike aanslag nie, wil ek sommer nou vir jou sê, dan is jy baie ver van hier af weg. Want is juis, weet jy wat is my interessant? Wanneer, ek kry dit altyd. Mense wat net na die Here toe gekom het. Vir die eerste ruk dan sê hulle, nee, het lekker gegaan, nee, ons het die Here gedien. Na ruk dan sê hulle, sjoe, vandat ek die Here dien is alles nag in my lewe. My huwelik is deur mekaar, my finansies is deur mekaar, my huishouding is deur mekaar, my werk is deur mekaar, alles is net, dit raak net te veel, ek is net een aanslag op die ander. Weet jy wat sy my antwoord vir hulle? Prys die Here. Kyk hulle my so snaaks uit. Sê ek, prys die Here. Want hy wil jou mismoedig maak. Hy wil van jou steelslag en verwoes. Hy wil hê jy moet jou rug op God draai, want hy wil jou kwaad maak vir die Here. Hy wil jou in stryd kry met die Here. Hy wil hê jy moet jou rug op die Here draai, en daarom, hy voel niks vir jou nie, hy wil jou kou soos 'n chappie en hy wil jou uitspoeg. Maar dan blameer ons die Here. Maar weet jy wat jy vergeet het? Dat God het vir ons 'n plek voorberei. Weet jy wat, die duiwel se dae is getel. Hierdie dinge gaan nie vir ewig aanhou nie. Kan ek vir jou gaan nou vir jou vertel? Gaan staan bietjie. Ek weet nie eintlik hoe om dit vir julle te illustreer nie, want my brein is te klein om dit te snap. Okay, ek like dit baie keer om te dink dat my brein vries. Dat ek sulke seizures kry, weet my brein shorts hom uit. Nou hierdie is een van daai gevalle. Het jy al, wie van julle was al by die see gewees? As jy nog nie see toe was en vir al die kinders, dan sê vir jou mal met jou vat. Nou, as jy seesand optel, en jy kyk na 'n korreltjie van daai seesand. Dis klein. Of doen jy self begin, gaan stap net buite. Vat net 'n handvol sand. Hoeveel sand is daar op hierdie wêreld? Hoeveel sand is daar in die see? Net in die see alleen. Besef jy hoe groot die see is? Vir al die mense wat die aarde is plat. Ja, jou kop ook. Met alle respek. Verstaan jy net hoe groot is hierdie aarde? Jou hele prinsip van dit is, want jou kop is te klein om te verstaan hoe groot is hierdie wêreld. Ja, maar nou, hulle kom ons met hierdie, ek wil nie eers daaroor praat, jy kom die ouens met die, hulle vra, ander vandag het hulle my gevra, glo ek in 'n flat earth? Nee, die aarde is rond. Ja, maar as jy nou met 'n vliegtuig gaan, dan lyk die aarde plat. Natuurlik het jy gesien hoe groot is hierdie aarde. Jy vlieg, julle gaan nou sien as ons nou vlieg. Jy vlieg van Suid-Afrika. Net tot bo Afrika, tot daar in Egipte vlieg jy amper 9 ure lank. Gaan vat 'n bietjie 'n kaart, kyk 'n bietjie hoe ver is dit? Dis nie baie ver op die wêreldkaart nie, hoor. Die wêreld is 'n bietjie groter as wat jy dink, hoor.
Nou imagine yourself, een korreltjie van daai sand. En jy staan nou net op die strand, jy sien ek wil eintlik sê 0,001% van die sand voor jou, wat in die see is, op daai strand. Nie eers 'n persentasie daarvan nie. As jy een korreltjie sand vat, dit is hoe lank jou lewe op hierdie aarde is, teenoor die ewigheid. Dat die ewigheid nog eers begin nie. Wie se brein nou amper begin sies? Jy 'n bietjie mooi sit en naring probeer uitfigure hoor. Julle wat by 'n plek werk is op 'n myn waar daar baie sand en goeters is. Stap net so intoe. Tel net 'n korreltjie sand op. Dan check jy daai sand wat voor jou lê. Jy sien nog nie eens 'n druppel in die emmer van al die sand nie. Dan vat jy een korreltjie. Dis jou lewe op hierdie aarde. Teenoor die ewigheid, dat die ewigheid nog nie eens begin nie. Die ewigheid hou nie op nie. Vat vir jouself, ek het nou verduidelik hoe groot is hierdie aarde. Imagine jouself, ek gee nou vir jou 'n tou. En jy staan hier met 'n tou. En net die punt van daai tou is so rooi geverf met 'n rooi kolletjie. En jy vat daai tou om die aarde, wat ek nou verduidelik het. Tot aan die einde van die heelal, man. Jy gaan nie, let me not even go there, want dan sies jou brein eers. Ons kan nog nie eens buitekant ons sonnestelsel dink nie, wat nog gepraat van, ander mense by ons eendag gevra, hoor, so glo ek in lewe op 'n ander planeet, sê ons nie eens intelligente lewe op hierdie planeet nie, maar in elk geval, dan kyk ons na dit. Vat daai tou, sit hom om hierdie aarde. Dis solank jy lewe op hierdie aarde is, teenoor die ewigheid. Dan top ons so oor die stryd en die moeilikheid en die dinge wat ons nou beleef. En ons mis die ewigheid wat God vir ons voorberei het. Dit is 'n bietjie dinge vir jou in perspektief. Maar weet jy wat, op hierdie aarde, wil ek sommer nou vir jou sê, gaan jy stryd beleef. Dit gaan nie maanskyn en rose wees nie. Jy gaan dit nie maklik hê nie. Daar gaan stryd kom. En dit gaan kwaai kom. Maar weet jy wat, as daai bassein gaan blaas, en ons is weg. Gone at last. Weet jy wat, dis hoekom die Bybel sê, in die vorige dinge gaan nie eens gedink word nie. Want jy gaan dit nie eens onthou nie. Die Here sê, ek maak alles nuut. Elke gedagte maak ek nuut. Ek vat dit weg. Weet jy, blaas my na Lukas 4 toe. Ek wil eintlik by die preek uitkom. Lukas hoofstuk 4. Hier kom die duiwel na Jesus toe. En weet jy wat, hierdie vers vir my perspektief gegee. Ek het dit al in die verlede gedeel, maar ek gaan dit met julle ook deel. Hierdie vers het vir my eintlik 'n bietjie perspektief gegee die dag toe ek hierdie wildernis beleef het, wat Jesus homself hierin bevind het. Ons is daarso in Bethabara, dis waar Jesus gedoop was. Is ons die dag daarso, en dit was so 46 grade die dag gewees, en dit was aan die einde van die somer. Maar dis woestyn, nou moet jy nou weet, daar's nie humiditeit nie, dis daai droë hitte. As jy nog nie woestyn hitte beleef het nie, Palaborwa maal 10. Kom, ek gaan dit vir jou so illustreer. Kry julle my illustrasie? Dis so warm, ek klim uit die bus uit. Nou die bus het 'n lekker aircon, ek klim uit die bus uit. Ek het my tekkies aan, laat by die oomblik toe ek die grond slaat en ek staan net op daai sementblad. Laat my voete brand, my sole brand binne in my tekkies. Dat dit voel asof ek op kaal teer loop. Ek staan en dis nog eers die warmste wat dit raak nie, né? Daai een ou chommy daarso, ons kan bly wees ons het aan die einde van die somer gekom, want in die somer slaap hy om so 65 daar rond. Ek sal maar word daar. Maar in elk geval, ek klim daar uit die bus uit. Ek voel letterlik hoe trek die water uit my uit. Dit is crazy. Ek vat my foon, ek wil 'n video neem. 2 minute wat my video loop, te overheat my foon. Laat hy my hand brand, hy sê shutting down, overheating, jy weet, ek kon nie video's vat met hom nie. Let that sink in, hè. Okay.
toe dit nou vir my, toe ek daar staan en ek kyk so uit op daai wildernis, want dis wat gebeur het, nadat Jesus gedoop is. Julle gaan dit nou lees. Is hy deur die Heilige Gees in die wildernis ingelei, en dis daai wildernis daar. En ek kyk daai plek so, en hy vir 40 dae, julle sal nou sê, hy sê daar in Lukas 4:1, Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, en is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is, en hy het niks geëet in die dae nie. En toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. Nou daai versie, ek het ook gesê, dat jou brein partykeer sies, jy lees dit raak, maar daai dag het daai vers my brein laat sies. Want ek staan daarso, en ek besef, weet jy, toe ek terugklim in die bus, toe soek ek net water. Ek het 'n 2 liter water uitgedrink, en ek het nie eens gevoel of ek water gedrink het nie. Nou, toe ek daai wildernis so sit en kyk, dink ek vir myself, ek is eerlik met jou, ek het daar vir die Here gesê, Here, ek sal nie eers 'n dag in daai woestyn survive het nie. Ek sou nie. Hoe het Jesus 40 dae? En dan was dit nog nie eens die warmste waar hy woestyn geword het nie. Hoe het Jesus 40 dae sonder kos, sonder water, in daai toestande? En glo my, hy was 10-1 in die moeilikste omstandighede geweest. Nie eers in 45 grade hitte nie. Hoe het hy dit gemaak? Want dit is aan naby die dooie see. Dit is weird. Maar in elk geval, en ewe skielik toe kom hierdie vers vir my lewend, toe uiteindelik uit naderhand honger geword. Hy was swak geweest. Hoe swak was hy geweest? Kan jy vir jouself dit indink? Wat is die odds dat iemand 40 dae sonder water kan survive? Nie in daai toestand. Jy kan nie eens 3 dae in normale omstandighede sonder water survive nie. En die duiwel het hier gekom en hom kom versoek. Op sy swakste. Jy sien, hy het nie gekom. Weet jy hoe swak was Jesus? Dat die duiwel gedink het, die seun van God, God self, hy hom kan versoek. Dat hy gedink het, hy het 'n kans om dit te kon doen. Hoe swak was Jesus? Jy sien, ons vergeet dat Jesus volkome mens was op hierdie aarde. Ons vergeet dat hy 'n normale mens was soos ek en jy. Hy was totaal en al afhanklik van die Heilige Gees. Net soos ek en jy. Dis hoekom hy mens geword het. Maar hoor wat hy sê hierso. Toe sê die duiwel vir hom, vers 3, sê die seun van God sê vir die klip dat hy brood moet word, maar Jesus antwoord sê vir hom, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van die woord van God, van elke woord van God. Toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg, wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblike tyd. En die duiwel sê vir hom, ek sal jou al die mag gee en die eerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. Soos, as u my dan aanbid, sal alles aan u behoort. Jesus antwoord sê vir hom, gaan weg agter my Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Toe bring hy hom na Jerusalem, stel hom op die dak van die tempel en sê vir hom, as jy die seun van God is, werp jouself hier vandaan af neer. Dan kyk wat gebeur. Elke keer staan Jesus om teen met die woord. Daar staan geskrywe. Hoor wat doen die duiwel om hierso? Hy sê, as jy die seun van God is, werp jouself hier van neer, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u om u te bewaar. Hy quoteer Psalm 91 vir Jesus. Dan maak die mense hulle Bybels op, hulle dink jy wel, gaan die duiwels wegjaag op Psalm 91. Hy quoteer Psalm 91 vir Jesus. En daar is geskryf, hy sal sy engele aangaan die opdrag gee om u te bewaar. Hulle sal op jou hande dra sodat jy miskien die voet in die klip stamp nie. En Jesus antwoord sê vir hom, daar is gesê, jy mag die Here jou God nie versoek nie. En kyk wat gebeur hierso. Toe die duiwel elke versoeking geëindig het, het hy 'n tyd lank van hom gewyk. Hoor daar, hy het 'n tyd lank van hom gewyk. Hy het hom uitgelos nie. Hy het teruggekom. Moet ook nie dink die duiwel gaan jou uitlos, want mense het ons hierdie mentaliteit. As ek die duiwel uitlos, sal hy my uitlos. Hy het nie eens vir Jesus uitgelos nie. So dink jy 'n wraggies, hy gaan vir jou uitlos. En dit is sy mission. Hy wil van jou steel, slag en verwoes. Hy wil hê jy moet val. Maar hoe gaan ons hom teenstaan?
Wat gaan ons doen? Hoe gaan ons staande bly in hierdie tyd? Nou kom ons by Efesiërs hoofstuk 6. En hier gee die Here vir ons in sy woord deur Paulus vir ons die antwoord. Wat ons moet doen. Dis waaroor ons vanmôre gaan praat. Ek wil vanmôre fokus op hierdie. So nou begin die diens amptelik. Efesiërs hoofstuk 6. Daar vanaf vers 10. Hy sê eintlik my broeders, word kragtig in die Here, hoor wat hy sê, en in die krag van sy sterkte. Efesiërs 6 vers 10. Eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Hoor wat hy sê, waar moet jy krag ontvang? Krag in jouself. Krag deur jouself, krag deur wat jy uit jouself uit kan doen. Hy sê, word kragtig in die Here. So eers moet jy kragtig word in die Here. En dan sê hy, en in die krag van sy sterkte. Die Here verwag nie jy moet sterk wees nie. Hy sal jou die krag gee. Hy wil hê jy moet kragtig word in hom. Want in jou swakheid sal sy krag volbring word. Dan gaan hy verder. Hy sê trek die volle wapenrusting van God aan. Sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Wat hy sê, dat jy staande kan bly. Want wat is sy missie? Hy wil jou platvee. Hy wil jou verwoes. Hy wil dat jy val. Trek die volle wapenrusting van God aan. Dat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Het Jesus, die Here, enigstens iets gesê hierso, dat hy het gesê, gaan fight die duiwel. Fight hom fluffy. Het hy so enigstens gesê, gaan blaas jou ramshorinkie. Gaan smeer jou olietjies. Gaan papa, gaan groot. Gaan jaag hom. Gaan fight hom. Gaan wys hom hoe sterk is jy. Het hy dit enigstens hierso gesê? Weet jy wat, ek gaan 'n paar godsdienstgeeste kwaad maak, is reg. Want ek gaan vir jou die waarheid sê, die waarheid sal jou vry maak. Amen. Want weet jy wat is die probleem? Die mens probeer God speel. Yes. That's the truth. Kan ek jou iets vertel? Kan ek jou 'n geheim vertel? Dit is 'n baie groot geheim. Ek en jy is nie so sterk so wat ons dink nie, hoor. Ons kan alleenlik deur God se krag staande bly. Want as die krag uit jouself uit gaan kom, weet jy wat gaan die oorsaak daarvan wees? Jy self gaan jou ek wil eintlik sê die voorwerp van jou aanbidding wees. Jou eie krag gaan jou kragbron wees. En weet jy wat gaan die uiteinde daarvan wees? Jy gaan val. Jy gaan nooit oorwinning kry nie. Jy gaan vasbly in daai situasie. Maar weet jy wat? As die voorwerp van jou aanbidding Christus is, sy volbringde werk aan die kruis. En dis wat die wapenrusting is, en ek gaan dit vanmôre vir jou wys, is Christus se volbringde werk aan die kruis. As dit jou voorwerp van aanbidding is, bedoelende van dit is waar jy jou geloof plaas. Wie word jou kragbron? Die Heilige Gees. Want die Heilige Gees is gestuur juis as gevolg van dit wat Christus in die kruis gedoen het. Juis het hy vir die Heilige Gees gestuur om jou te bewaar, om jou te help, om jou te lei, om jou te leer. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my Gees, so spreek die Here. Dis vir jou oorwinning lê. En wat gaan as die Heilige Gees jou kragbron is? Wat gaan die uiteinde van die saak wees? Oorwinning. Nie uit jouself uit nie. Hy gaan verder, hy sê, vers 12 van Efesiërs 6, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Die mens se grootste probleem is, ons fight 'n vlees en bloed stryd. Ons dink ons kom te staan met teenoor 'n ander persoon. Ons wil dit in die vlees fight. Is nie teen vlees en bloed, of ek wil nie byvoeg, maar ek wil dit eintlik anders te sê, ons geveg is nie met vlees en bloed nie.
is nie uit onsself uit ons eie krag uit ons eie slimmigheid uit nie. Uit ons eie godsdienstigheid uit nie. Weet jy, te veel het die mens homself op 'n troontjie begin plaas, dat hy nie meer besef hoe afhanklik hy van God is nie. Dis hoekom mense nie meer geestelike oorwinnings kry nie. Dis hoekom mense nie meer oorwinning kry oor sonde nie. Dis hoekom mense nie meer oorwinning kry in die stryd nie. Dis hoekom mense platgevee word deur die aanslae van die vyand. Want hoekom? Die kragbron is hulle self. Waar is God in die prentjie? Nee, roep hom net aan as dit nou regtig nodig is. Maar verder dan fight ek hierdie battle op my eie. You cannot win this battle on your own. Van die stryd is nie teen vlees en bloed nie. Weet jy wat, ons moet ophou mekaar te veg. Gaan veg wat agter dit sit. Dan gaan hy verder. Hy sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Nou wat is 'n worstelstryd? Dis 'n struggle. Dis nie maklik nie. Dis 'n stryd, dis moeilik. En 'n worstelstryd hou nie op nie. Dis die een ding op die ander, op die een ding op die ander. Dit kan enigiets wees. Dit kan selfs 'n sonde wees waarmee jy sukkel om mee te breek. Jy try, and the more you try, the more you die. Hoe harder jy probeer, hoe harder faal jy. Hoekom? Want die kragbron is jouself. Dit is waar jou fokus gedraai moet word op Christus se volbringde werk aan die kruis. En dat jy moet besef, dis waar jou oorwinning lê. Ons gaan nou daaroor praat. Hy sê, wat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede. Nou noem hy pertinent 4 goed hier. Hy sê teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, en teen die bose geeste in die lig. Hy noem 4 goeters. En daai 4 areas is wat hy hierso identifiseer, waarvandaan ons gaan aanslae beleef. En dit het vir ons enigstens gesê, gaan fight hulle. Nee. Hy het gesê, dat ons kan staande bly daarin. Dan gaan hy verder, hy sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Weet jy, hy sê 2 goed. Jy moet weerstand bied, sodat jy staande kan bly. En in geval hy sê, staan dan vas, en dan gee hy dan vir ons die wapenrusting. Julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, as skoene aan julle voete die bereidheid van die evangelie van vrede, behalwe dit alles neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl hulle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en jy's daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. So hier identifiseer hy 4 goed, hy sê teen al die owerhede. Nou wat is owerhede? As jy nou so 'n bietjie gaan kyk in die Grieks, dan gaan ek dit vir jou mooi verduidelik wat hy bedoel. Owerhede is basically, dit is soos principalities, is sê dit in Engels, dit is soos, vat byvoorbeeld 'n magistraat. Hy's soos 'n hoof, hy's soos 'n prinsipaal, hy's soos 'n regeerder, hy regeer die area, hy regeer die gebied, hy's in charge van 'n plek. En mense onderwerp hulle aan 'n prinsipaliteit. Jy onderwerp jou aan die beginsels, die reëls, die ding van daai prinsipaliteit. So, byvoorbeeld, nou wil ek die vraag vra, wie onder andere heers? Wie regeer byvoorbeeld die area? Wie regeer daai area van jou lewe? Wie regeer jou huis? Wie regeer jou finansies? Wie regeer jou huwelik? Wie regeer jou werk? Wie regeer, verstaan wat ek jou sê? Dit is jou owerheid. Aan wie onderwerp jy jou? Jy sê, want aan die een waaraan jy jou gaan onderwerp, is die een aan wie jy gehoorsaam gaan wees, en dit is die een wat jy dan die vrug gaan dra, van wat jy gesaai het, gaan jy maai. So dis die eerste, dis owerhede, so dis prinsipaliteite, wie se beheer, wie regeer. Die tweede ene is, wat hy van praat, is magte. Nou wat se magte praat hiervan? Dis invloede. Dis kragte wat
jou beïnvloed. Dit is, as jy gaan kyk in die Grieks, dit is eintlik meer die woord jurisdiksie. Wat is jurisdiksie? Dis waar hy reg het om sy wetgewing te kan toepas. So byvoorbeeld, jy kan nie, Suid-Afrikaanse polisie kan nie 'n arrestasie in Amerika gaan maak, hulle het nie jurisdiksie daar nie. Verstaan jy? Hulle daai polisie moet dit doen. Nou dis basies dieselfde in hierdie geval. So, dis 'n mag wat die reg het om te kan toepas wat hy doen. So, dis wat magte is. So, hulle het autoriteit, 'n gesagsposisie. Ek wil basically sê hulle, en ook mense wat hulle dan, wat in hierdie geval hulle onderwerp aan daai mag, hulle word basically 'n slaaf van daai mag. Dan praat hy van wêreldheersers van die duisternis. Nou, as hy dit beskryf in die Grieks, is dit eintlik moeilik om dit in Afrikaans. Ek het gister met hierdie 'n bietjie gestoef en ek het nie geweet hoe om dit eintlik te vertaal in Afrikaans nie, maar dit kom basies, as hy praat van die wêreldheersers van die duisternis, die Grieks praat eintlik van die bynaam van Satan. So, dit kom basies neer, dit is in wie in Satan se naam opereer. Wie sit onder sy beheer? Iemand wat in sy kapasiteit of in sy autoriteit optree. Dis soos byvoorbeeld, dis soos mense wat as jy gaan kyk, soos hulle smee 'n komplot of 'n sameswering teen die planne van God en teen die werk van God. Dis iets wat die regering van God of die wil omverwerp omdat hulle gesante is. Dis eintlik 'n beter woord, 'n gesant van Satan is. Hulle kom in teenstand teen die werk van die Here. Hulle word gebruik deur Satan as 'n werktuig van die ongeregtigheid. As hy hierso praat van, dat sê wêreldheersers van die duisternis. As jy vat, dis wat ek sê, 'n bose wêreldregering, hulle is werktuie van Satan. Maak dit sens. En dan praat hy van bose geeste in die lig. Nou het ek nuus vir almal wat nie glo in demone nie. Wel, die Bybel sê daar is. Bose geeste in die lig. So, dis 'n bonatuurlike wese, dis 'n bonatuurlike geestelike boosheid. Dis iets wat veroorsaak word deur demoniese aanslae. So hier kry ons hierdie 4 kategorieë wat hy sê dis waaruit jy aanslae vanaf kan verwag as kind van God. Jou owerhede, daai magte, daai mense wat in die kapasiteit van Satan optree of deur bose geeste. So dit is 'n ware mens moet onderskei dan. Nou, wat dit vir interessant is in die woord, as ons nou kyk na hierdie gedeelte, nêrens het die Here vir ons gesê of het ons die opdrag gekry om hulle te veg nie. Hoekom nie? Van die battle is klaar gewen. Die geveg is klaar gewen. The battle is already over. Weet jy wat, God is nie in tyd nie. Ons mentaliteit, ons verstaan dit nie altyd nie. God is nie in tyd nie. Ek en jy is in tyd. Ek en jy sit nou hier na staan ons op en dan stap ons uit by die deur. Ons moet iets doen om my volgende stap te neem. God is nie in tyd nie. Hy is. Hy is die begin en die einde. Hoor mooi, hy is die begin en die einde. Waar is God nou? In die begin. Waar is hy nou ook? In die einde. Ek weet, my brein is te klein om daai konsep te snap. Ek is eerlik met jou, ek het nie genoeg breinpitte vir daai ene nie. God is nie in tyd nie. Hy weet reeds wat die einde is. Die einde is reeds, hy het dit van die begin af gesê, God vertel vir ons die einde van die begin. Jou Bybel is 'n voorbeeld daarvan, hy vertel jou die einde van die begin af. En nêrens het die Here gesê, gaan veg dit nie. Hy het gesê, julle moet hom teenstaan, julle moet hom weerstaan. So, hoekom? Want die oorlog is reeds gewen. Dis afgehandel. Maar in hierdie tyd terwyl jy vasgevang is in tyd. En raai wat, daar gaan 'n dag kom wat ek en jy nie meer in tyd vasgevang is nie. Daai dag as daai bassein blaas en ons gaan saam met Jesus, dan is ons nie meer in tyd nie. Dan is ons by hom. Noem my nou, hy vat een voorbeeld en sê jy kan nie God en Mammon dien nie, byvoorbeeld. Wie regeer jou huis? Die TV, social media, die selfoon,
Wie regeer jou huis? My skoonma. Wie regeer jou huis? Geen wonder ons huwelike val uit mekaar uit nie. Wie regeer jou huwelik? Jy sien, wat interessant is, ons beleef geestelike aanslag, die duiwel weet presies waar hy jou kan aanval. Hy gaan, weet jy wat ons mis van hom? Hy ken die mensdom, hy's ouer as die mensdom. Hy weet alles van jou. Kan hy jou gedagtes lees? Nee, hy kan nie jou gedagtes lees nie, maar hy toets jou reaksies. Hy weet hoe jy reageer op goed. Hy weet hoe jy redeneer oor goed. En hy weet presies wat is jou swakplekke. Weet jy wat ons probleem is? Ons hou nie rekenskap met die kennis van die vyand nie. Ons wil Christen speel. Hoor my wat ek sê. Ons wil kerk speel. Ons wil Christen speel. Hy weet dit. Hy weet dit. En wat gebeur? Hy vat jou presies daar. As jy nie 'n probleem het, byvoorbeeld, ek gaan net 'n voorbeeld gee. As jy 'n probleem het met dobbel nie, met 'n probleem met drank, dink jy gaan nie probeer oortuig met dobbel? Hy weet presies wat 'n knop is om te druk by jou. Aan wie onderwerp jy jou? Mag gou op daar in Efesiërs hoofstuk 5, jy is in 6, gaan net terug na 5 toe. Nou hoor wat hy hierso sê, daar is in Efesiërs hoofstuk 5, Efesiërs hoofstuk 5 daar vanaf vers 1, hy sê, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders. Wees 'n navolger van God. Wie volg jy? Weet jy, ons het mos die geneigtheid, dit is wat 'n owerheid doen. Ons volg die leier. Die Here sê, volg hom. Hy sê, en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het, as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Maar kyk wat sê hy, maar hoerery, allerhande onreinheid of hebsug, moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook die gemeenheid en dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewe danksegging. As hy praat van dwaase en lawwe praatjies, vra hy van die manier 'n grappie maak nie. Hy praat hierso van dinge, gesprekke wat nie hoort by 'n kind van God nie. Jy as kind van God, wat bespreek jy daar by jou pelle by die braaivleisvuur? Ja. Weet jy hoeveel keer het ek al pastore gehoor, as hulle daar een kan staan, dan bespreek het tot vrouens tot in hulle ma se geskiedenis in. Dit hoort nie so nie. Wat se gesprekke neem jy aan deel wat nie hoort by 'n kind van God nie? Want dit moet julle weet, dat geen hoereerder, of onreine of gierigaard, wat 'n afgodedienaar is. Hoekom is hy 'n afgodedienaar? Want hy onderwerp hom aan 'n ander owerheid. 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Hoekom nie? Want jy onderwerp jou aan 'n ander owerheid. Jy het jou onderwerp aan 'n ander koning. Laat niemand julle met ydel woord verlei nie. Want hoekom? Dit is so maklik vir 'n owerheid om jou te verlei. Hy sê, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan julle deelgenote nie. Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En beproef wat die Here wel behaaglik is. Weet jy, mense verdraai hierdie vers wat hy sê, beproef alles en behou die goeie. Dan sê hulle, jy sien, die Bybel sê, gaan beproef alles en dan moet ek nie die goeie behou. So ek moet nou alles gaan traai en dan. Dis wat die Bybel sê, hy sê, beproef of dit die Here wel behaaglik is of nie. Hy het nie gesê, gaan doen dit nie. Hy het gesê, gaan kyk, as dit nie ooreenstem met die woord van God nie, moet dit nie doen nie. Moet nie daarbij betrokke raak nie. Dan gaan hy verder. Hou die gemeenskap in die onvrugbare werke van duisternis nie, maar bestraf dit liewer.
Van wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem, maar al hierdie dinge wat deur die lig bestraf word openbaar, want alles wat openbaar word is lig. Daarom sê ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat jy nou geset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Jy sien, dis wat 'n owerheid doen. Hy wil hê jy moet 'n slaaf word van hy owerheid. Nou kom ons by die tweede ene wat hy verpraat van die borswapen van die geregtigheid. Die borswapen van die geregtigheid. Wat doen dit? Dit beskerm, as jy nog kyk na daai ou prentjies van hoe hulle gelyk het. Beskerm wat die mees belangrikste orgaan van jou liggaam. Jou hart. Want die woord van die Here sê vir ons daarso in die woord van die Here, Spreuke 4 vers 23, hy sê bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. So bewaak jou hart. Nou, dis wat die borswapen van geregtigheid doen. Wat is geregtigheid? Dit beteken ek stap die pad reguit. Ek stap die pad wat die Here wil ek moet stap. En hoe doen ons dit? Matteus 6 vers 33. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Nou wat beteken die woordjie koninkryk? Ek het nou die aans iemand verduidelik. Wat beteken daai woordjie koninkryk? Soek eers die koninkryk van God. Dis nie in die hemel nie. Die woordjie koninkryk beteken heerskappy, autoriteit. Hy sê eintlik maak God eers die koning van jou lewe. Kan jy sien dit sluit nogal aan by die owerheid een ook? En dan gaan hy verder, hy sê soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat is sy geregtigheid? Wat is God se geregtigheid? Jesus Christus. Hy is die geregtigheid van God. Weerens wat hy gedoen het aan die kruis. Sy volbringde werk. Soek eers die geregtigheid van God. Hy sê en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. So hy sê beskerm jou hart, né? Nou, kyk eens na die tweede wat hy van genoem het van hy aanslag wat ons beleef, magte. En wat het hy gesê, wat is hy magte? Dis 'n invloed. Dis 'n invloed, en kom ons kyk in vandag se tyd, dis invloede wat my en jou aanval. Ons word beïnvloed om nie volgens God se koninkryk, sy heerskappy, sy koningskap te wandel nie, maar ons word beïnvloed om ons te kry om die weg van Satan te volg. 'n invloed wat my beïnvloed. Dink aan dinge soos depressie, negativiteit, swaarmoedigheid. Al daai tipe dinge, daai magte wat my inwerk, wat my depressief maak, wat my negatief maak, wat my afbreek, wat gebeur, want wat is dit? Dit kom uit my hart uit. Dis die oorsprong van die lewe. Ek begin daaraan te voel, ek is minderwaardig, ek begin te voel ek is swak, ek begin te twyfel, ek begin te vrees. Ek begin selfmoordgedagtes te kry. My gedagtes wêreld is 'n oorlogsveld. Dan is daar ook invloede soos byvoorbeeld die Jezebel. Wat 'n invloed is, dis nie 'n demoon nie. Die Jezebel is nie 'n demoon wat jy uitdryf, dis 'n invloed. Dis 'n invloed wat jou beïnvloed. Hoe om op te tree, hoe om nie in God se kapasiteit, nie in Christus se kapasiteit op te tree nie, maar om jou te onderwerp aan 'n ander owerheid. Dis 'n invloed wat jou dryf om 'n ander owerheid te volg. En hier kom hy sê soos van, bewaak jou hart. Want waaruit kom dit? Uit die hart. Want daai invloede veroorsaak dat my gesindheid, my mentaliteit oor dit draai. Laat dit is hoe ek die lewe wandel, dit is hoe ek, want dit word 'n emosionele ding, ek word gedryf om deur my emosies te leef. Swaarmoedigheid, depressie, al daai tipe goed. Hoekom wil hy jou depressief maak? Hoekom wil die duiwel jou depressief hê? Want wat is die leiding daarvan? Jy raak swaarmoedig, jy raak depressief, op die einde van die dag kry jy selfmoordgedagtes. Wat wil hy? Haal jouself uit. Hy wil jou stil maak, hy wil jou lewe by jou steel.
Ek wil vir jou nou sê, as jy selfmoordgedagtes kry, sit jy onder 'n geestelike aanslag. Hoor wat ek vandag vir jou sê, maar dit kom nie van God af nie. Van die duiwel wil jou stil maak. En dan vra 'n bietjie dan vir jouself die vraag, hoekom wil hy my stil maak? Hoekom is ek vir hom so groot bedreiging? Want weet jy hoekom? Wat jy vergeet het. Die gees van God woon in jou. En deur daai magte, deur daai invloede, omdat jy dan luister na daai invloede, maak die gees van God se stem stil. En jy begin te leef volgens daai invloed. En nie volgens die waarheid van Christus se volbringde werk in die kruis nie. Dan gaan ons na die derde een toe, die skoene van die bereidheid vir die evangelie van vrede. Hierdie is nog vir my 'n interessante ene. Jy staan op jou voete. Jou voete is die kontakpunt tussen jou en die aarde. Waarop jy staan. Dis wat jou anker. Dis wat jou vashou. Keer dat jy nie omval nie. Waarin is jy geanker? Is jy geanker in die evangelie? Wat is die evangelie? Die volbringde werk van Christus aan die kruis. Is jy geanker in die evangelie? Dat Jesus gekruisig is, begrawe is, dat hy weer opgestaan het. Daarin lê jou oorwinning in elke opsig. Deur die kruis het jy jou genesing ontvang, het jy jou verlossing ontvang, het jy jou herstelling ontvang, het jy jou voorsiening ontvang. Deur die kruis, elke belofte van God, hoeveel daar mag wees, daar is oor die 8000 beloftes in die woord, is ja en amen in Christus Jesus, wat hy gedoen het aan die kruis. En dit is, waarop is jy geanker? Waarop staan jy? Weet jy wat is, ek weet nie of julle belangstel in byvoorbeeld Griekse mitologie en daai tipe goeders nie, maar dit is dan vir my baie interessant. Ek bedoel, dit was maar deel van my goeders, ek is maar geïnteresseerd in sulke goed, maar daar is, as jy 'n bietjie terug gaan in die geskiedenis, jy gaan luister die storie van Troy, daar is nou hierdie volkslegende van Troy, wat nou daar gebeur, die hele ons met die perd en alles wat hulle uitgemaak het. Wat interessant was met Troy, was Achilles gewees, wat basies een van die baasvegters was van die Grieke, het teen die Trojane oorlog gevoer en wat is die ou se naam? Hector, was basies die hoof van die Trojaanse weermag gewees. En daar het insidente gebeur, maar Hector en Achilles het mekaar toe nou gevuis in 'n geveg. En toe het Achilles vir Hector oorwin, hy het hom doodgemaak, maar hoe het hy dit reg gekry? Hector se voet het gestruikel oor 'n klip. Hy het mos 'n sandale gehad, en toe struikel hy oor 'n klip, en hy verloor sy balans, en hy val, en dit is sy hele, ek wil eintlik sê sy hele ritme uitgegooi, en dit het Achilles die geleentheid gegee om hom dood te maak. En wat interessant is ook van Achilles toe nou, ek weet ek praat nou Griekse goeders, maar wat interessant was toe nou van Achilles, het julle al gehoor hulle praat van Achilles heel. Nou, wat gebeur het met hom, hoe hy tot 'n val gekom het was, hulle het hom met 'n pyl geskiet, toe hulle Troy eventueel ingeval het hulle hom met 'n pyl geskiet deur sy enkel. Dit was glo die enigste plek waar hy nie covering gehad het of wat hom nie beskerm het nie. En hy daar tot 'n val gekom, daarom het hulle kon hom doodmaak, want hy kon nie meer vlugtig beweeg. Hy was baie vinnig en hy was baie rats en hulle, maar deur daai ding wat hy gekry het hulle hom basies swak gemaak en hulle kon hom doodmaak. Nou? En dis waar die term vandaan kom, Achilles heel, wat beteken dis jou swakheid. Dis 'n swakheid wat jy het, dis 'n swak plek wat jy het. Dis waar jy maklik kan val, dis waar iemand jou maklik kan kry om te val. En wat interessant is, dit albei gevalle het te doen met hulle voete. Toe hulle geval het, toe hulle oorwin. En dis presies wat hierdie gedeelte vir ons sê. Een van die wapens van God, sê die skoene vir die bereidheid vir die evangelie van vrede. Is jy bereid om te wandel in die volbringde werk van Christus? Is jy geanker in wat hy gedoen het aan die kruis? Stap jy die pad van die evangelie? Leef jy jou lewe daarop gefokus? In wie is jy geanker? Is jy geanker in die volbringde werk van Christus aan die kruis, of is jy geanker op ander dinge?
Wat anker jou? Wat is jou anker? Jou belegging? Wat is jou anker? Jou werk? Wat is jou anker? Wat is jou anker? Jy sê net, dit is hoekom ons so baie maklik tot 'n val kom. Van my en jou Achilles heel, as ek dit so kan noem, is die feit dat ons nie geanker is in Christus nie. In sy beloftes nie. Weet jy wat is my, mag ek open op Psalm 73? Ek weet ek preek lang, maar hierdie is belangrik vir jou om te weet. Hoor wat ek vandag vir jou sê, hierdie wat ek vandag vir jou teach, as jy dit vat, gaan dit jou lewe verander. Psalm 73, ons is in elk geval amper klaar so. Asaf skryf hierdie psalm. Asaf was die worship leader van Israel gewees. Hy het die volk in aanbidding ingelei in die tempel. Hy was soos die hoofsanger of hoof worship leader van die tempel gewees. Hy het die volk in aanbidding ingelei. Dit was naas ek wil eintlik basies sê, as ons kyk in 'n kerk opset, naas die ampt van 'n pastoor is jou worship leader. Basies die hoogste gesag, want hoekom jy lei mense in God se teenwoordigheid in. Jy kan nie Saterdag gaan sokkie bokkie, ek lê jou klokkie en dan Sondagoggend weer die heilige hande ophef. Daai hande is alles behalwe heilig. Maar Asaf, hy's 'n worship leader. Hy lei die volk in God se teenwoordigheid in. Nou op daai stadium God het in die tempel self gemanifesteer. Hoor wat skryf Asaf. Psalm 73, al vanaf vers 1. Psalm van Asaf, waarlik God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Sluit dit aan by die vorige ene? Hulle wat rein van hart is. Kyk hier, maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel. My voetstappe het byna uitgegly. Ek ben, hier's 'n worship leier van Israel. As my voete het amper geval. Amper. Hoekom Asaf? Hoekom val kinders van die Here? Hoekom gaan jou voete amper onder jou uit? Kyk wat was Asaf se Achilles heel. Want ek was afgunstig op die onsinniges toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. Hy het gesê ek het jaloers geraak. Die goddelose is voorspoedig, hulle word gebless, hulle gaan vooruit. En ek kan nie verstaan hoekom die Here hulle so seën en nie vir my nie. Hoekom moet ek swaar kry? Dan gaan hy verder, hy sê, want daar is geen kwellings by hulle nie, gesond en vet is hulle liggaam, en die moeite van die sterwelinge is hulle nie, en saam met ander mense word hulle nie geplaag nie. Daarom is die trots om hulle soos 'n halssieraad, die geweld bedek hulle soos 'n gewaad. Hulle oop uit van vet dan inbeeldinge van die hart loop oor, hulle spot en spreek in boosheid, verdrukking, hulle spreek uit die hoogte, hulle stel uit hulle mond teen die hemel, en hulle tong wandel op die aarde. Daarom draai hulle die mense hul hierheen en waters in voluit word hulle deur hulle geslurp. En dan kyk hy sê, maar kyk also wat hy nou also vers 14 sê, hy sê, die hele dag tog is ek geslaan, en my tugtiging was daar elke môre. Dis nie so, dis nie fair nie. As ek gesê, ek wil ook so spreek, dan sou ek ontrou wees in die geslag van die kinders. Maar kyk nou hoekom het sy voete, maar wat het hom gered? Toe het ek nagedink om dit te verstaan, maar dit was moeite in my oë, totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan en op hulle einde gelet het. En daar sê, totdat ek gesien het wat is die uiteinde van saak, totdat ek verstaan het dat God se plan gaan uitspeel aan die einde. Ek moenie fokus op hier en nou nie. Ek moet nie fokus op hierdie omstandighede nou nie. Ek moet nie fokus op hierdie ding wat ek nou, hierdie stryd wat ek nou beleef, en dink, dis God wat my straf, dis onregverdig, want ek sien net hier oppervlakkig. As ek kyk na God se plan, dan sien ek eintlik iets anderste. Waarop is jy geanker? Dan kom ons by die skuld van die geloof. As jy die skuld van die geloof waarmee jy al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Weet, Johannes 8:44 sê vir ons dat die duiwel is die vader van die leuns. Hy's 'n leienaar en hy's 'n mensemoordenaar van die begin af. En hy lieg vir jou.
Hy is die vader van die leuns. Die skuld van geloof. Wat is geloof? 'n Vaste vertroue op die dinge wat ek hoop en 'n bewys van die dinge wat ek nie sien nie. Hebreërs 11 vers 1. Dis 'n vaste vertroue in die dinge wat ek hoop en bewys van die dinge wat ek nie sien nie. Ek vertrou God ongeag of al sien ek nie wat sy plan is, al verstaan ek nie sy plan nie, al weet ek nie wat gaan gebeur nie, ek vertrou hom. Ek hou my vertroue in hom. Al gaan dit nie altyd met my so lekker nie, ek hou vas aan hom. Ek vertrou God ongeag. Want hoekom? Die vuurige pyle van die bose. Hy wil, wat doen die bose? Hy wil dat jy twyfel in God se voorsiening en God se liefde vir jou. Hy wil dat jy twyfel in God se almag en God se grootheid. Hy wil hê jy moet jou rug op die Here draai. En hy gebruik jou omstandighede om dit te doen en om vertel vir jou al die leuns. Man, jou huwelik kan nie gered word nie. Daar is nie meer hoop vir jou nie. Gaan nie verander nie. Weet jy wat? Jy gaan nie kan regkom in die lewe nie. Jy gaan nie met hierdie sonde kan breek, jy gaan nie met daardie kan breek nie. Weet jy wat? Jy gaan nie kan verander nie. Hoekom? Want hy wil jou in gebondenheid hou. Die skuld van geloof, Here, ek sien dit nog nie. Ek sien nie die oorwinning nie, ek sien nie die uitkoms nie, ek sien nie jou paycheck gaan dit ook nie maak nie. Ek sien dit nog nie. Maar een ding weet ek verseker, my God sal voorsien. Amen. Die Here maak 'n weg in die woestyn. Hulle daar voor daai rooi see gestaan. Hulle het nie 'n weg gesien nie. Daar's nie 'n manier nie. God made a way through the Red Sea. Die helm van verlossing, waarvan hy gepraat het. Wat doen 'n helm? Wat doen hy, as hy praat van 'n helm? Beskerm jou brein, jou gedagtes. As die duiwel jou kan kry om jou verlossing, jou vrymaking, jou genesing, jou oorwinning, jou herstelling, jou voorsiening, al die goeders te kan betwyfel. As hy jou kan kry om dit te glo, om daarin net te twyfel, dat jy die leuen kan glo, het hy die fight gewen. Want jou gedagtes bepaal wat in jou hart gaan groei. Beskerm jou hart, want daar is die oorsprong van die lewe, maar wat is die poort tot die hart? Die gedagtes. En as jy jou kan kry om in God se beloftes te twyfel, as hy jou 'n ander mentaliteit kan gee oor goed, dat jy anders te redeneer oor God, oor die wêreld, jou mindset bepaal hoe jy gaan wandel, jou mentaliteit bepaal hoe jy jou lewe gaan leef. As jy 'n verloorder mentaliteit het, gaan jy 'n verloorder wees. As jy 'n sondige mentaliteit het, gaan jy 'n sonde wees. As jy 'n oorwonne mentaliteit het, gaan jy in verloor sit. En dis hoekom hy sê, maak vir my op in Kolossense 3. Kolossense hoofstuk 3. Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense. Is net voor 1 Tessalonisense. 1 Tessalonisense is net voor 2 Tessalonisense. Kolossense hoofstuk 3. Ons lees daar van vers 1, ons gaan na hele gedeelte lees. Hoor wat hy hierso sê. Want dit het gesê, jy moet jou mindset verander. As jy dan saam met Christus opgewek is, wat sê hy? As jy weergebore is, as jy jou hart en lewe vir die Here gegee het, soek die dinge daarbo waar Christus is, en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, en nie wat op die aarde is nie. Hier sê hy vir jou, hou jou fokus op dit, nie op wat jy sien op hierdie aarde nie, want is misleidend. Dan gaan hy verder, hy sê, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dis wanneer Jesus ons gaan kom haal, sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word.
Maak dood aan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God met die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle met julle nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Vandaar is die Griek en Jood, besnede, onbesnede, barbaar, skug, slaafvry, maar Christus is alles en in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met die innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Hy sê dra die vrug van die Gees, né? Verdra mekaar, vergewe mekaar as een iets 'n klag teen 'n ander het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, alle wysheid en leer en vermaan mekaar in psalms, lofsange, geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here en dank God die Vader deur hom. So wat sê hy vir jou? Bedink die dinge wat bo is. Wat vul jy in jou gedagtes? Wat laat jy toe om in jou gedagtes te groei? Onthou jy saai saad. Jy saai saad in jou hart. En hy saad gaan opkom. Wat jy saai, gaan jy maai. As jy die hele tyd ongeloof, al die dinge saai, wat gaan opkom? Waarmee vul jy jou hart? Daarom sê hy vir jou die helm van verlossing. Waaruit is jy gered? Ek kan nie breek met hierdie ding nie. Waaruit is jy gered? Hoe het Jesus jou gered? Wat het hy vir jou gedoen? Watter sonde van jou is nog nie betaal nie? Watter gebondenheid van jou is nog nie gebreek nie? Verstaan jy hoekom ek sê mense is besig met geestelike speletjies? Hy wie die seun vrygemaak het, sal waarlik vry wees. Met wat hou jy jouself besig? Wat laat jy toe? Die helm van verlossing. Waarin lê jou verlossing? Waarin lê jou uitkoms? Waarin lê jou redding? Waarin lê jou vrymaking? Waarin lê jy? Waarin is jy geanker? Weet jy, mense hou hulle self besig, hou hulle self in gebondenheid. Mense hou hulle self in slawerny. Ek wil vir jou vra, toe Jesus sterf het aan die kruis, watter sonde het hy nie betaal nie? Watter gebondenheid het hy nie gebreek nie? Mense kies deur hulle eie mentaliteit om daarin vas te bly. Want ek kan mos nie daarvan vrykom nie. Ek is 'n slaaf van my sonde. Jy is nie meer 'n slaaf nie. Staan dan vas in die vryheid van Christus, waarmee hy jou vrygemaak het, sê Galasiërs. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het. Daar is dus geen veroordeling vir hom wie in Christus Jesus is nie. Wat is jou mentaliteit hieroor? Wil jy 'n slaaf wees? Want as jy 'n slaaf wil wees, sal jy 'n slaaf wees. Wil jy jou lewe regryk of nie? Wil jy verander of nie? Wil jy die duiwel verstaan jy, dit is hoe die duiwel toegang kry om ons aan te val. Want jy gee aan hom die reg om dit te doen. Jy onderwerp jou aan ander owerhede. Jy is ongehoorsaam aan die woord van God. En as hy praat van die bose gees, kyk, jy kry demoniese aanvalle ook. Daai goed spreek jy aan in die naam van Jesus, want hoekom sê hy Lukas 10 vers 19? Kyk, ek gee aan julle die mag, die autoriteit, om op slang en skerpioene te trap, en oor al die mag van die vyand. En niks sal jy skade nie. Jy kan, dis soos 'n speedkop waar daar staan, met 'n badge, en nou 'n trok kom aangejaag, en hy sê vir hom, stop in die naam van die gereg. Jy sal nie verder doen nie uit. Jy het die authority ontvang. Maar as jy hom die sleutels gee, en jy gee hom die reg, en jy gee hom die mentaliteit, en jy gee hom die hart, en jy gee hom die goed, wat gaan gebeur? Jy gaan in daai gebondenheid sit. Weet jy, as jy probleem met mense, hulle wil nie breek met die goed nie.
Hulle gee aan die duiwel 'n vatplek. En as jy praat van die bose gees in die lig, hoe staan ons hulle te? Daarvoor het jy die autoriteit gegee. Daarvoor het Jesus sterf, hy het die battle reeds oorwin. Hy het die stryd reeds oorwin en aan jou die autoriteit gegee om vir die duiwel te kan sê, stop tot hier toe en nie verder nie. Nou kry ek mense wat sê, maar ek is te swak in die geloof, ek kan nie dit. Nou kom dit by Jesus uit. Kry aan 'n mindset change. Ek gaan nie toelaat dat die duiwel verder my lewe verwoes nie. My huwelik verwoes nie. My huishouding verwoes nie. There's got to be a change. Aan wie onderwerp jy jouself? Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Op die einde van die dag sê, onderwerp jou aan God. Weerstaan die duiwel. En hy sal van jou wegvlug. The battle has already been won. Jy moet net die keuse maak. Aan wie anker jy jouself? Aan wie onderwerp jy jouself? Wie is die God van jou lewe? Wie is die anker van jou lewe? Wat laat jy toe om te heers in jou hart en in jou gedagtes? Amen. Ons sluit af. Vader, ek sê vir die baie dankie vanmôre vir hierdie woord. Dankie Here. U sê vir ons in die woord dat wie die seun vrygemaak het, sal waarlik vry wees. Ek dank U Here dat ons nie meer 'n slaaf is van sonde nie. Ons nie 'n slaaf is om ons knie te buig onder die wil en onder die werke van die duiwel nie. Maar dat ons 'n keuse het om te kan sê, ons is geanker in U. Heilige Gees, ek wil bid dat U hierdie woord in mense se harte sal lewend en sal wakker maak. Dat hulle sal besef, Here, hulle oorwinning lê alleenlik in wat U vir hulle gedoen het aan die kruis. Here, ek wil vanmôre bid en ek wil vra dat U hierdie woord vir ons sal lewend maak in ons harte. Dat ons sal breek met die dinge van die wêreld, van die bose. En dat ons geloof sal anker. Here Jesus, in U volbringde werk aan die kruis. The cross was enough. Die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wie verlore gaan, maar vir ons wie gered word, is dit die krag van God. Here, seën vanmôre hierdie woord op ons harte. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.